Dieremaniere, 'n RSG Bakbazaar. Dis Dieremaniere, want elke dier het 'n manier en die manier maak die dier. Baie welkom saam met my, Elsje van Jaarsveld, en ons produksieregisseur Vianel en almal wat vandag weer saam luister. Hier is ons nou al by die voorlaaste episode van die eerste seisoen van Dieremaniere. Dit is die 19de program waarna jy vandag gaan luister. Volgende week is episode 20 en ook die laaste episode in die reeks. Maar ek sal dan ook 'n aankondiging maak oor die toekoms van Dieremaniere. Dieremaniere is RSG se eerste RSG Bakbazaar wat hierdie jaar begin is. Dit is 'n produksie wat hoofsaaklik aanlyn aangebied word en dit bied 'n ander luisterervaring as 'n gewone program op radio. Ons kan beslis meer in diepte onderhoude, langer onderhoude voer op hierdie platform en vandag gaan ons 'n toer onderneem agter die kameras van 'n televisieprogram. Dit is 'n werklikheidsreeks wat in 'n dierehospitaal verfilm is en wys hoe troeteldiere behandel word, hoe noodgevalle hanteer word en onder watter druk 'n veearts en sy span verkeer om 'n dier se lewe te red. Jy kan jouself nou indink, né? Dit is die program Pootpraktyk wat tans op Kyknet elke Saterdag aand om 6:30 uitgesaai word. Ons is nou in November 2025 soos ek vandag hier opneem. Dis as jy hierna luister op 'n ander datum of later, dan kan jy gaan kyk of Pootpraktyk nog op lig is of dalk iewers op Showmax vir jou beskikbaar is. Die reeks is by die Valley Farm Dierehospitaal in Pretoria vervaardig. Ek praat nou van Pootpraktyk en vandag is ons gas in die Dieremaniere ateljee die mede-stigter van hierdie hospitaal, Dr. Dien de Kok. Ek gaan hom ook vra vir raad wat mens te doen staan as daar 'n noodgeval met jou troeteldier is. 'n Kar stamp dalk jou troeteldier. Ons hoop nie so nie, maar die dinge gebeur. Of jou dier stort ineen, of jou troeteldier begin skielik moeilik asemhaal. Wat moet jy doen? Dr. Dien verduidelik vandag wat jy in daardie moeilike situasies moet doen en een van die sake is bly rustig. Hy gaan vir ons verduidelik. Rondhardloop in die praktyk en waar as jy stat, spring op jou skoot, lekker in die gesig. Ja, ons is mense, né? Ons is almal lief vir diere en dit raak jou. Maar jy trek 'n verskillende baadjie aan, jy moet 'n brawe gesig voor 'n eienaar hê. Jy weet jy ondersteun en jy praat met hulle. Jy kan nie net daar in mekaar in sak en huil nie. Die stem van Dr. Dien de Kok, die mede-stigter van die Valley Farm Dierehospitaal wat 24 uur, 7 dae per week oop is om jou diertjie te help enige tyd van die dag of nag. Net goue herinnering aan ons vorige program, dis toe Dr. Alta Marie van der Westhuizen van die Waterkloofrif Dierekliniek ons luisteraars se vrae oor hulle troeteldiere se gesondheid beantwoord het. As jy vermoed jou hond het oorverhitting, is dit beter om dadelik veearts toe te gaan as wat jy probeer om die hond self af te koel. Want daar sekere temperature waarna ons kyk wat bepaal wanneer jy die hond kan afkoel of nie afkoel nie. En dit was 'n kort uittreksel van die 18de episode van Dieremaniere. Ek het met Dr. Alta Marie van der Westhuizen van die Waterkloofrif Dierekliniek gesels om luisteraars se vrae oor hulle diere se gesondheid te beantwoord. Dr. Alta verduidelik in die volledige episode onder andere meer oor hoe om jou troeteldier se gewig in toom te hou. Ja, daar is 'n manier. Gaan luister na die volledige episode. Jy kan 'n draai maak op Spotify, YouTube, SABC+ of rsg.co.za. Soek daar net na Dieremaniere. Binnekort is Dr. Dien de Kok saam met ons in die Dieremaniere ateljee. Hy vertel van 'n baie opwindende televisieprogram wat in die Valley Farm Dierehospitaal se laboratoriums, die hospitaalteaters en by die versorgingshokke, of sal ons nou sê hospitaalbeddens van die troeteldiere verfilm is. Vandag in Dieremaniere gesels ek met Dr. Dien de Kok. Hy is die mede-stigter van die Valley Farm Dierehospitaal in Pretoria. Dokter, goeiedag, baie welkom by Dieremaniere. Hallo Elsje, dankie dat jy my hier kan hê op Dieremaniere. Dis vir ons so lekker, so 'n bietjie later in die onderhoud praat ons ook oor 'n Kyknet program en julle
julle praktyk is nou te sien ook in pootpraktyk en dit gaan oor hoe julle die diere behandel en julle het nou die kameras daar geakkommodeer terwyl julle behandeling gee aan die diere, so net nou gaan ons daaroor gesels. Ja. Maar dit is vir ons baie lekker dat jy vandag ook met ons praat oor mediese gevalle, oor hoe julle die diere, ek wil amper sê honde, maar katte ook en eksotiese diere, Korrek, allerlei diere wat julle daar behandel. So kom ons begin daar. Julle is 'n praktyk in Pretoria. Wat is oor die algemeen die diere wat julle inkry? Verskeidenheid van diere, spesies. Ons is 'n klein dierhospitaal, so dit sal nou honde, ek wil sê amper 90%, 95% is honde. Katte ook, 'n groot persentasie en dan baie voëls, eksotiese diere, enigiets van 'n slang tot 'n lekkerwaan tot 'n papegaai, 'n hoender, weet enige 'n dier wat vere of skubbe het, selfs 'n vis nou net wat onderste bo geswem het, maar groot deel van ons werk is honde en katte. Maar daar's omtrent so 15-20% verskil tussen die katte en dan ook die eksotiese diere daar rond. So dat julle is baie uniek in terme dat julle 24 uur 7 dae 'n week is julle oop en julle is beskikbaar vir die publiek. Dis nie die norm nie. Gewoonlik is 'n veeartspraktyk is daar sekere tye van die dag wat 'n praktyk beskikbaar is. Dit is ook sekerlik nou ook 'n ander uitdaging om 24 uur beskikbaar te wees en julle kry ook seker diere, mediese gevalle van heine en verre, van mense wat 'n probleem gekry het en nou staan nie 'n veearts in die dorp beskikbaar nie. Ja, Elsje, dit was, ek bedoel tradisioneel, jy praat van 30 langer jaar terug, was 'n veearts wie uit nou 6uur, 7uur, 8uur die oggend oopgemaak, 12uur, 1uur, en dan sy middagete gaan doen, en miskien beeste, perde, skape gaan sien, dan het hy weer so 3-4uur die middag weer teruggekom, en dan weer 6uur, 7uur toegemaak, en dit is enorm gewees, daai tyd. En dinge het verander, die lewe het gejaag geraak, diere raak baie meer belangrik vir mense, dit raak 'n deel van die gesin, word hulle kinders, so die aanvraag vir langer ure en noodgevalle deur die nag het ontstaan, nog maklik seker so 20 jaar terug, selfs om en by daar. Jy weet, so dit is 'n geweldige uitdaging om heeltyd oop te wees. Ons is nie die enigste praktyk nie, daar is ander praktyke ook, maar dit vat baie, jy weet, jy het baie staf nodig, baie veeartse, opgeleide mense. Ek meen die hospitaal se ligte gaan nie af nie, die mense plaas nie eens 'n bed nie, niemand slaap nie, die honde word dwars deur die aand gekyk. Dink aan 'n mensehospitaal, né? Ek meen die drip loop en dan skreeu die pompie of daai masjienkie gaan of die hondjie kyk die drip af of weet enigiets kan gebeur. So in die medikasies word hierdie aand toegedien oor 24 uur. So weet ons is een van die praktyke in Pretoria en dan is daar nou ander ook deur die land, maar nie baie nie. Daar's 'n handvol praktyke in die land. Maar julle is ook hoogs gevorder in terme van die laboratoriums en toerusting wat julle beskikbaar het. Vertel vir ons, wat is daar beskikbaar by die praktyk? Ja, ons is geseënd dat ons, ek het my vernoot Dr. Tim Craft het 'n visie gehad en die visie het al 30 jaar terug begin, waar net ek en hy was, hy aanvanklik toe ek na 1,5 jaar toe ek by hom en ons wou vanuit dit af al 'n verwysingspraktyk geword het. Ek en Tim, my vernoot, is nie spesialiste nie, maar het ons nie gekeer om verder te gaan studeer en by ons droom te bly nie, jy weet, en dit is hard werk, jy weet, om by jou vraag uit te kom, daar moet jy maar ander werk, hard werk en opbou, weet, met ter tyd, en dit sluit geld terugsit in die praktyk in, dit sluit in, weet, as 'n nuwe toerusting koop, 'n sonar masjien wat uitgekom het, jy moet hom koop, want jy het hom nodig om te help, die bloedtoetsmasjiene wat uitgekom het, daai tyd was maar redelik argaïs vandag se tyd, maar dit het stadig begin, en 'n mens raak half in 'n gewoonte en gedryf om jou toerusting en jou tegnologie tot op die beste te hê. So ja, ons het nou klomp, ek bedoel, ons het 'n ICU sorgeenheid wat 24 uur na gekyk word met verskillende monitors, ons het infusiepompe, daai pompe wat jy nou altyd in die hospitaal by mense sien, ons het 45 van hulle, ons het daai wat ons noem 'n syringe driver, dis nou 'n fyner masjien wat millimeters
per uur kan gee, en dan het ons groot masjiene, CT-skandeerder, MRI-skandeerder, ons het ongelooflike goeie sonar, ons het wat ons noem endoskopie, so dis kameras wat binne in die maag en die darmkanaal, binne in die borskas, buik, ore kan kyk, jy weet, so daar's 'n klomp toerusting, natuurlik die narkosemasjiene, ek dink ons het 13 of 14 narkosemasjiene daar rond, so die toerusting word heeldag altyd gebruik. Van ons chemoterapie wat ons doen, die bloedvertappings wat gegee moet word, dit is 'n hele funksionele hospitaal en ek is eintlik al snaaks as ek my mediese kollegas deurwys, die chirurge, narkotiseers, interniste, hulle is nogals al verstom, want hulle sê, maar hulle gebruik hierdie masjien, daar is 'n narkose masjien wat hulle gebruik, so dis alles menslike toerusting, wat ongelooflik duur is. Dit is nou ongelukkig die nadeel daarvan. Dit klink na 'n geweldige groot opset, meer as 100 personeel wat jy vroeër vir my genoem het, en dan byna 40 dokters wat julle daai amper, ons ding ons hier by 35 veeartse, en ja, so dit is nogals baie, weet jy, ons almal nie heeltyd daar nie, daar's natuurlik die nagskofmense, jy laat aandskofmense, en uit daai 35 is daar 10 spesialiste in verskillende velde. Weet, ons het van 'n ophthalmoloog, 'n narkotiseer, 'n ongevalle spesialis, 'n chirurge en 'n internis, 2 interniste, so amper 2 van elke liewe een van daai spesialiteite wat in 'n hele breë veld kan help, en dit ons ondersteun mekaar en help mekaar en verwys onder mekaar, so dit is lekker. Dis werklik omtrent soos 'n hospitaal vir mense, dis nou nie, daar's nie 'n ambulans nie. Ja, nee, daar is nie, jy is reg. Ek meen, daar's die ER24's wat rondry en ek weet nie wat se die ander, ja, dit is nou nie daar nie, en nie advanced life support soos ons op die paaie sien nie. Nee, maar mense spring gou in hulle kar, en dan het 'n mens is 'n groot swaarde, en is groot karongelukke net daar buite, ongelukkig. Jy weet, vir mense, hulle kan 'n hondjie optel, of kat optel, of enige dier optel, in die kar insit, en dan betreklik vinnig by die hospitaal uitkom. Goed, dis wonderlik om dit te hoor, en dit is baie gevorderd. As ons nou dink, soos wat jy noem, 20 jaar gelede, dit was nie die geval nie, 'n veearts was, maar sekere ure van die dag was 'n veearts beskikbaar, en dan het die veearts ook alles gedoen, en nou sê jy al, daar's spesialiteitsvelde. Is dit ook nuwe ontwikkeling in veeartsenykunde, dat daar verskillende spesialiteitsvelde is? Yes, Elsje, ja, kom ons gaan gou terug na vir die platteland in die praktyk, en ek praat nou meer as 50 jaar gelede was daar, weet net 'n veearts, jy het kon gekwalifiseer het, as jy 'n veearts was, kon jy van 'n muis tot 'n olifant behandel, en daar is al geruime tyd nou al waar daar by Onderste Poort is daar dan nou verskillende departemente van jou perde, byvoorbeeld jou perde, jou produksiediere, jy het jou wilddiere, dan jy jou kleindiere, jy het geslagskunde, daar's 'n klomp verskillende onderafdelings, en elke ene van daai lei spesialiste op in 'n gegeewe veld. Jy moet nog steeds kwalifiseer as 'n gewone veearts, en dan moet jy aantal jare in praktyk eers wees, 3-4 jaar in praktyk wees, en dan moet jy weer teruggaan na Onderste Poort, onder andere, daar's ander instituut, ons sin ook, ingesluit, waar jy kan dan verdere opleiding doen, deur spesialiste opgelei word, en dit vat enigiets van 3 tot 4 jaar, so voltydse studies, om as 'n spesialis erken te word. Dit is 'n verskriklike uitdaging, harde werk, en dit is moeilik nie vir almal nie. En jy sê daar is 'n tekort aan veeartse in Suid-Afrika tans. Ja, geweldig tekort. Weet, ons het nou vir die Universiteit van Pretoria, huidiglik is die enigste fakulteit in die land, en hulle lei 180 veeartse per jaar op. En baie van die studente, gekwalifiseerde veeartse dan, gaan dan, as hulle 'n klare graad gekry het, en klaar hulle CCS jaar, dis nou die ou Zuma jaar gedoen het, is die hele wêreld hulle oester, jy weet, hulle kan enige plek amper in die wêreld gaan wys. Onderste Poort, Universiteit Pretoria se veeartsgraad BBSc word nog wêreld erken in die hele Verenigde Koninkryk, UK, seker in Skotland, Engeland, Wales, Ierland gaan werk, en Australië en Nieu-Seeland, sonder om enigstens eksamen te gaan skryf. So dit trek baie jong veeartse oor see. Ek verstaan hoekom, die geld is baie beter, want hulle sit ook met 'n tekort. Ja, so dis nou, weet jy, ons sit, die wêreldstandaard is hier by tussen 200 en 400 veeartse per miljoen mense. Ons is hier by 40. So dis regtig 'n groot tekort. Baie tekort. En omdat
die res van die wêreld ook 'n tekort aan 'n krisis het. Ja, ek wil nou nie sê steel is die regte woord nie, of poach in Engels, hulle van ons veeartse, which is fine, ons verstaan dit. Mense jonk is met jy maar die wêreld gaan verken, maar dit sit die veearts wat hier agterby onder geweldige druk, jy weet, dis 'n harde werk, dis lang ure, dis baie emosioneel, dit het sy tol hoor. Nou dat jy nou so praat van dat dit sy tol eis, vir jou as 'n troeteldier eienaar, ons gaan nou oor mediese gevalle praat met jou hondjie, jou kat, jou perd of wat ook al, wat 'n troeteldier jy ook al het. So veral as dit nou in 'n tyd kom waar daar 'n mediese ongeval is of aan die einde van die lewe van die diertjie, is dit vir julle net so sleg soos vir die troeteldier eienaar om nou hierdie troeteldier te behandel en kan ook sien, kan regtig nou eintlik iets gebeur nie. Hier's nou nierversaking of hier's hartversaking. Ja, sonder twyfel, ek meen mense dink, ja, ons is lief vir diere en baie mense sê, ek is so lief vir diere, ek sal nooit 'n veearts kan word, ek sal nooit 'n dier kan uitsit nie, maar as jy dit nie doen nie, wie gaan dit doen, jy weet, en dit affekteer ons ongelooflik baie, jy weet, om 'n dier uit te sit, jy weet, of dit nou 'n ou kankerpasiënt van jou, of so 'n hondjie wat jy ingeënt het vir die eerste keer op 6 weke, en as die hondjie 13, 14 jaar oud, jy ken die eienaar, jy ken die hond hardloop in die praktyk en waar hy staan, spring op jou skoot, lek jou in die gesig. Ja, ons is mense, né? Ons is almal lief vir diere en dit raak jou. Jy trek 'n verskillende baadjie aan, jy moet 'n brawe gesig vir 'n eienaar hê. Jy weet, jy ondersteun en jy praat met hulle. Jy kan nie daar in mekaar in sak en huil nie. Dit gaan die situasie nie beter maak nie. Ja, agter toe deure, dan weet ons almal praat met mekaar, ons hou al vir debriefing as jy wil in aanhalingstekens, waar ons net vir my, jy is jammer oor daai hond en jy het daai pasiënt so goed geken. Dan gaan veral, weet jy wat vir ons erg, as die ma of die pa of die oom of die tannie of die ouma of die oupa dit hulle hond was, of 'n kind se hond, en die kind is nie meer daar nie. Jy het nou die troeteldier geërf. En daai dier is dan die enigste verbintenis met die persoon wat alreeds oorlede is. Ons sal gehad van mense blomme inbring, maar as jy sien goeie vir mamma, dan sit hulle die brood staan neer en dan loop die oomie uit en hy om met sy kop onderste bo. Jy weet nou, hoe hanteer jy dit? Dit bly moeilik. Ja. En ek vir al die kinders, ek meen praat van 'n tienerdogter of seun, maak nie saak nie, en die kind is oorlede en dit was hulle hond gewees en 2-3 jaar daarna met die nuwe eienaar, die ma of die pa van die kind met die hond nou inbring vir een of ander rede. Dit is 'n tweede begrafnis. Korrek, ja. Absoluut. Hulle maak daai hele hartseer maak hulle net daar weer oop. En dit los mense met 'n knop in die keel aan die einde van die dag. Daar is nie 'n manier dat jy nie as 'n veearts niks daarvoor kan voel nie. Ja, goed. Nou die program op Kyk Net Pootpraktyk, dis 'n werklikheidsreeks wat in julle kliniek, in julle hospitaal verfilm is en die kyker sien nou agter die skerms hoe julle die troeteldier versorg en behandel. Nou ek weet met 'n televisieprogram is daar nou 'n klomp kameras en daar's mense wat eintlik nou bietjie eise aan jou staan bietjie so. Kan jy net so bietjie hierdie kant toe draai? Nou dit is 'n ekstra aspek wat julle waarskynlik in 'n teater moes akkommodeer. Wat was jou ervaring? Ja, eintlik goed oor die algeheel. In die begin, ek moet sê, want hulle was vir 3 weke daar gewees, het hulle geskiet maandag tot Vrydag, ek weet nie, amper meeste van die dae. En Gideon en hulle span was ongelooflik goed gewees. Hulle het ek ben as 'n klomp verskillende kameramanne. Ek dink hulle was omtrent 15 of 18 mense gewees. Hulle het 'n hele studio bo in ons groot boardroom met hulle gebruik en 'n klomp skerms en computers en rekenaars en die goed daar gehad en baie professioneel. Hulle was nie in ons gesig nie en hulle was amper so half oor die skouer geloer. Die eerste paar dae was dit vir ons vreemd want dis ons werk is my pasiënt wat voor my lê. Ons het baie vinnig gewoond geraak daaraan dat ons naderhand glad nie geplan nie. Ons het ook makliker en gemaklik geraak, weet, voor die kamera, maklik met die eienaars gepraat en weet in die onderhoude gevoer. So dit was regtig nie 'n verstoring vir ons normale werk nie. Dit het 'n bietjie aanpassing gevat, maar al die mense, daar's seker veeartse, verpleegsters en tegnikuste en hulpers wat bietjie meer kamera skie is. Ek meen dink 'n bietjie as jy 'n kamera by 'n foto by 'n partytjie uitneem, dan duik partytjie mense agter die toonbank in, maar ander staan op en waai vir almal. Jy weet, dis maar ook maar dieselfde as 'n veral 'n filmspan inkom, jy weet. Maar dit het eintlik baie goed verloop. Jy praat nou so van Gideon. Gideon is die vervaardiger Correct, ja. van die program en hy het sy hele span gebring Correct. en alles verfilm. Maar vir jou as veearts en dalk ook vir jou kollegas,
Dink jy dit is goed dat mense sien wat agter die skerms gebeur, dat mense daar 'n bietjie begrip ook kry van die behandeling? Ja, as jy ongelooflik belangrik, want ek meen, dink 'n bietjie daaraan, wanneer laas was jy by die veearts gewees met jou hondjie of jou katjie of jou dier? Jy weet, mense gaan nie elke maand, jy gaan nie elke week nie, jy gaan 'n keer 'n jaar miskien as dit goed gaan, partykeer vergeet jy inenting. So mense besoek nie 'n veearts so gereeld nie. Ek meen, dink 'n bietjie aan jou tante, ek meen, dit is 'n aaklige ondervinding vir meeste van ons, nee, maar so as 'n kliënt met 'n pasiënt inkom na 'n veearts toe, eerste ding is jy stop nie parkeerarea, jy loop in, jy sien die ontvangsdame, weet hulle groet jou, jy gaan sit op jou sitplek en dan wag jy vir die dokter om deur te kom, roep jou deur na die spreekkamer toe, ondersoek jou hondjie, katjie, dier, gee die inspuiting en weg is jy, en dit is 'n mense ondervinding gewoonlik, en of dit nou tradisioneel is of nog steeds daar gebeur, mense besef nie veeartse kan baie meer as dit doen nie. Hulle weet ook nie wat agter die skerms gebeur nie, wat daar eintlik in 'n hospitaal gebeur. En ons hospitaal is een van 'n paar in die land, maar ek praat namens al die veeartse. Ek dink dit is 'n ding vir ons, realiteitsprogram, dat ons namens ons veeartse 'n woord kon hê, en hoop het dit so deurgekom vir al ons kollegas, dat dit is wat ons wil hê die kliënte moet sien, ons as veeartse, wat ons in staat is om te doen, nie net oor ons praktyk nie, oor wat veeartse opgelei is om te doen. Dit is wonderlik. En ek kan glo die program is al so 'n paar weke aan die gang. Daar is seker nog mense wat met julle gesels en sê ek het nou julle op televisie gesien. En dit is so wonderlik om nou te sien wat eintlik agter die skerms gebeur en wat in die teater gebeur en watter spanningsvolle situasie daar moontlik kan wees. Ja, weer eens, ek meen, ek dink ons het drie programme al geskiet. Ek dink elke Saterdag is daar nou 6:30 in die aand. Is daar nou 'n reeks, ek dink daar's 14 reekse. Gewoonlik so 13 episodes. Ja, there we go, doch. Een reeks, 13 episodes, 6:30 op kyk net. Korrek, ja, okay, dan Saterdagaande. En dan weer 'n uitsending. So ja, ons vriende, familie natuurlik, die ma's en die pa's en almal is nou gek daaroor, en ja, ons staf is nogals opgewonde oor dit, maar ek dink vir ons is dit meer kom ons kyk en sien wat gebeur in 'n praktyk, wat gaan daar aan, wys vir die publiek wat daar gebeur, wat se druk ons ontwerk, hoe dit werk, wat ons doen, en dit is die doel vir ons gewees. Wel, ons is benader, ons het vir niemand gevra nie, weet, ons is nie benader om te sê, wil julle deelneem, ons het en geaan, nie geweet wat ons moet doen nie, maar toe nou met die mense gepraat, vir Warren, en dan met Gideon ook, en hulle was ongelooflik om ons op ons gemak te laat voel, en wel, toe het ons begin. Wel, baie dankie dat julle vir ons wys wat in 'n hospitaal aan die gang is en wat julle alles deurgaan om ons diere solank as moontlik gemaklik te maak, 'n goeie lewe, gerieflik, al die dinge wat ons so graag vir ons troeteldiere wil hê. Ek wil graag by jou hoor, nou een van die dinge wat julle baie voor bekend is natuurlik ongevalle. Uit die aard van die saak is mense wat in die middel van die nag het die troeteldiere groot krisis, jy kan nie sommer net na die veearts om die blok gaan nie, jy het nou 'n dierehospitaal nodig. So ongevalle en mediese noodhulpsituasies, dit is waarvoor jy baie bekend is. Kan jy vir ons 'n bietjie riglyne gee? Kom ons begin met 'n hondjie, ons wil nou na 'n kat toe gaan. Wanneer moet jy weet jou hond is nou in 'n geweldige krisis? Jy kan nou sien as daar dalk 'n hond byt is of die hond het geval, daar's 'n breek, maar andersins boonbehalwe oop tekens, oop wonde. Goeie vraag, en dit is baie breë vraag. Jy weet, honde, en ek gaan dink 'n bietjie aan mense ook. Ek gaan altyd terug na mense, want dit is die oomblik wat ons as luisteraars kan verstaan. Jy weet, jy gaan nie na 'n noodgeval, ongevalle toe in die middel van die aand as jy al vir 2 weke siek is nie, né? So dis gewoonlik iets wat vinnig en onmiddellik gebeur. Diere geld dit presies dieselfde, soos karongelukke, met ander woorde, die hondjie hardloop by die erf uit en daar tref 'n ander kar om, en dit is ongelooflik traumaties vir almal, baie trauma gevalle. Dink aan al die vuurwerke, wanneer hond deur vensters spring en tralies probeer oorspring en op die palissade eindig. Dis aaklige goed, dit is nie lekker nie, laat jou tone sommer krul, hondjies wat gewoonlik klein pappies wat dan verdrink in die aande, bytwonde, honde wat beklei, daar is uit die aard van die saak, jy kan dit sien, né? Maar daar's ander gevalle ook, jy weet, dink aan hartversaking, asemnood, veral verskillende rasse kry verskillende probleme,
ouer honde kry baie kere gewasse, buikgewasse wat ewe skielik bloei en dan kollaps die pasiënt of die hond en dan moet die nou deurgejaag word. So dit is 'n klomp verskillende probleme. Dit is nie die honde, kat is 'n ander storie ook. Met hulle blaase wat geblok is, hulle kleiwonde ook of gebyt word deur honde ook. So dit is algemeen. Trauma is die grootste probleem en dan natuurlik gastro opgooi, diarree. Dit sien ons verskriklik baie ook. Ons baie kondisies. Ons met HCE, hemorrhagic gastroenteritis, dis basies 'n ongelooflike vinnige akute aanset, bloederige diarree, hondjies ontwater binne oomblikke. En dit sien ons na ure baie. Weet en dan daar's kom verskillende siektes wat verskillende diere kan kry, byvoorbeeld groter as honde kan hierdie wat ons in GDV waar die maag omdra, ons het dit al baie van gehoor en dit gebeur ewe skielik en dit is ook gewoonlik in die aande ongelukkig keisersnitte, dink 'n bietjie aan keisersnitte, amper altyd in die aand. En vergiftigings, ek meen mense breek in, dit is 'n verskriklike ding om dit te sien. Slangbyte en slang is uit in die aand, hè. Dan die paratjies uitkom en die mense begin terugkeer na hulle slaapkamers toe en dan word die hond gepik en dit is 'n drama. So al daai gevalle sien ons en 'n verskeidenheid van enigiets tussenin, jy weet. Is daar enigiets wat as jy as troeteldier eienaar kan doen in daai oomblik of moet jy net daai hond laai en hospitaal toe gaan? Daar ook weer eens 'n goeie vraag, baie wye vraag om te antwoord want elke liewe kondisie het amper 'n spesifieke reaksie nodig, né? Ek meen 'n snywond is voor die hand liggend. Ek meen jy weet as 'n sny is, jy moet nie 'n pleister op sit nie. Jy kan 'n handdoek of 'n wasstap of iets omsit. En dit is baie selde dat 'n snywond lewensgevaarlik is, maar hy moet veers toe gaan. Die wond is nie seer en hy kan bloei en daar kan 'n infeksie in die wond inkom. Verkies ek daai aand. Dit is wat gewoonlik gebeur. Baklei wonde vir honde wat baklei algemene probleem. Veral hierdie enige ras eintlik van Jack Russell tot eintlik al die terriers tipe van ding, hoe die Staffordshire Bull Terriers die daai honde wat hulle is maar so geteeld bulldogs en as hulle mekaar ingryp is dit 'n probleem. Dis 'n bloedige storie. Dis 'n seer storie, jy weet en dit is aaklig vir mense om te sien. Stuiptrekkings ook byvoorbeeld, jy weet ons sien dit ook verskriklik baie aan epilepsie. So 'n honde wat beklei moenie gebyt word en jy as eienaar. As jy daar intree en jy probeer die honde uitmekaar trek, een van hulle gaan jou byt. Julle gaan al 3 in die hospitaal eindig. Dit het al menigte male gebeur. So ek stel altyd voor, hang af hoe groot die hond is, né? 2 boere wat gryp, wat gaan jy doen? 2 boerboele. Elkeen weeg 80 kg. As jy sê vir ons, wat doen ons? Nee, jy bid so 'n bietjie. Nee, ekskuus, ek speel nie. Dit is regtig 'n traumatiese situasie nommer 1. Mense paniek, jy skrik verskriklik en dit is 'n groot geraas, stoele word omgestamp. Jy weet dis 'n aaklige. Ek dink 'n bietjie aan leeu's wat baklei, né? Dis nie 'n stilletjie ding nie, weet. So dit is so hang af hoe groot die hond is. 'n Boerboel is 'n uitsondering. Gelukkig of daai groot rashond baklei nie so gereeld en gebeur wel, maar nie baie gereeld nie. Ek sê altyd probeer die honde uitmekaar te kry sonder om gebyt te word en moet nie naby die nek of die mond gryp nie. Moet nie die hond om die nek gryp nie. Hy gaan dink dis 'n ander hond wat hom byt. Hy gaan omswaai uit instink en hy gaan jou hand byt. En dis werklik die waarheid want ek het 'n paar merke op my hand. Ek kan dit daad uit. So tussen 'n beagle en Amerikaanse vegtershond. Jy sien. Daar's ek toe nou in en soos ek gebyt. Ek sê Elsje, ek sê vir mense hang af hoe groot die pasiënt die hond dier is. Gooi 'n nat handdoek oor of gooi 'n handdoek oor. As 'n hond nie kan sien nie, kan hy nie byt nie. Jy weet so ja, net so bo die gesig, jy weet en ons doen dit baie. En 'n nat handdoek mag nou nie rondhardloop en swembad gaan soek nie want 'n nat handdoek lê net swaarder en hy's gooi hom gou-gou oor die oog. Dink 'n bietjie aan 'n droë handdoek. 'n Hond skud sy lyf af en trek die handdoek en probeer die handdoek in hond gryp en dit is naderhand 'n drama. Maar handdoek om die lyf help. 'n lang hond weet dit net klink verskriklik, maar gooi handdoek oor en trek sy stert so 'n bietjie. Laat 'n bietjie hierdie kant toe voel. Hy kan nie sien nie. Baie kere voel hy word weggetrek en hy kan nie sien wat en dan maak hy sy mond oop en dan los hy die ander. Moenie die ander hond vergeet nie natuurlik. Jy moet 'n handdoek oor sy kop gooi of weet kry hulle uitmekaar. It's soos in Engels it's easier said than done. Weet jy wat het gebeur nou? Kan dalk jy kan dalk net vir my sê of dit nou reg was. So met hierdie geveg tussen die beagle en die Amerikaanse vegtershond, die eienaar van die vegtershond het toe nogal teenwoordigheid van gees behou en hy het die agterbene van die hond gelig.
Korrek, ja. En basies eintlik sy krag wat in sy agterbene het hy geëlimineer. Gelukkig is hy 'n groot sterk man, né? En Ek sê nie kon doen. ja, nee. So dit ons kry dit baie. Jy weet in dit hang op elke situasie het 'n ander oplossing of 'n ander uitweg. Jy weet en ek meen jy weet jy gaan nie 70 kg boerboel optel aan sy agterbene nie. Klein Jack Russell kan jy sterk optel as jy regtig moet, jy weet So die hond se krag moet jy op een of ander manier bietjie breek. Ja, en waar lê die hond se gevaar is by sy mond, né? Sy tande en daar so mond se mond oop gaan om asem te haal, dan moet hy los. Ek meen ek weet van mense wat 2 staffies in die swembad ingegooi het. Jy weet 'n staffie swem soos 'n baksteen, jy weet. So hy hulle moet los en dan om te dryf. So het dit gehelp. Ja. Die twee is in die swembad en hulle het ophou. Ja, maar weet jy, dan moet jy alles moet reg wees op regte tyd, jy weet. Goed, ons het nou so 'n bietjie gepraat oor honde, maar wat jy nou eintlik vir my sê is, kry daai hond baie vinnig by die veearts. Korrek. My laaste vraag net voordat ons na katte toe beweeg is, kan jy enige hond nou, kom ons sê dis nou 'n klein hondjie, die hondjie het nou skade gekry in die pad, daar het nou 'n kar verbygekom en dalk is daar nou 'n beentjie gebreek. Nou wil jy nie eintlik die hond optel nie, want nou weet jy nou nie wat gaan jy nou verder skade aanrig nie. Kan jy maar? Moet jy maar optel? Jy kan, ja, en weer eens asseblief 'n hond wat raak gery is, wat daar lê, het gewoonlik iets gebreek. Daai hond is onsaglik seer. Ja. Seer hond, ons met fear bite, so hy is bang, hy's angstig, imagine, hy weet nie wat aangaan nie, kar het hom getref, hy het gebreekte been of een of wat ook al. En jy gryp hom sommer net met jou hand. Hy gaan jou weer eens, hy gaan jou byt. Dit gebeur altyd en dit is nie om te kwaad is vir nie. Hy's angstig, hy's seer. So hang af hoe groot die hond is natuurlik. Ek meen weer eens boerboel Jack Russell weet. So gebruik jou oordeel daar. Ek sê ook vir mense ook tel op, ook handdoek. Daar hoef jy nou nie 'n nat handdoek te gebruik nie. Handdoek maak sy kop toe. Tel hom agter die skouerblaaie op. In die oksels, né, waar jy so kan optel. Weer eens hang af hoe groot die hond is, stel hom so op en dan sit hom net versigtig op jou skoot of in die agterste sitplek van die kar en dan hom nou nie ongelukkig hier op pad veers nie, want dit gaan selde daai sekondes 'n verskil gaan maak. Maar daar's bly rustig. Tel op. Korrek. Gaan vir die arts toe. Kyk op jou foon, gewoonlik is daar meer as 'n mens betrokke as jy kan, kry aanwysings tot die naaste 24 uur hospitaal, maak seker is oop en beskikbaar, party adverteer as dit en hulle is nie of die veearts is nie daar nie of wat ook al die rede is en jy wil die laaste ding wat jy wil hê is dat jy by 'n dooie mans dier aankom, né? So just hou moed, hou kop en moet asseblief nie 'n ongeluk hier op pad sien nie, want dit mense paniek, hoor. En dan ry hulle vinnig. Ja, en dan ry jy deur 'n rooi robot in die middel van die aand. Dit is so hou kop. Moet jy die dier probeer rustig hou. Is dit belangrik? Ja, Jy gaan nie. Kom net by die mediese hulp. Korrek, ja. En ek sê rescue remedy en nou is plekke vir die goed en maar dit laaste wat jy nou moet probeer om 'n pilletjie en 'n druppel en 'n brandewyn of 'n whisky in die hond se mond te gooi. Dit gaan nie help nie. Jy het dit nodig, maar nie die Ja, jy het dit ook later nodig. En kom net by die veearts veiligheid en jy weet en dis maar wat 'n mens moet doen. Dis nou dis 'n trauma geval in 'n hond, né? So daar's 'n paar verskillende situasies, né? Nou by katte, wat sien julle die meeste wat met katte gebeur? Hulle het 9 lewens, Ja, kat. maar daai 10de een. Ja, dit gebeur. Jy weet en 'n kat is 'n ongelooflike dier dat hy enige kroniese siektes of siekte wat al lankal aankom kan wegsteek tot dit regtig nood is. Dis 'n oorlewingsstrategie. Swakheid toon hy dan sy 'n prooi. Dan he becomes the prey, né? So baie kere is dit hartprobleme. Ons kry wat ons 'n pleurale effusie is vies of binne die borskas. Ons kry baie ongelukke in katte ook, hondbyte, bome uitval, geblokte blaas waar die blaas verskriklik groot is en dan probeer die kat urineer en hy mel of hy kom kollaps in. So verskeidenheid van daai. Ja, daar's altyd die bakleiwond en die snywond en daai tipe van ding, maar 'n kat het nie gelewe. So 'n kat kan 'n paar verdiepinge afval op sy voete land, né? En weet hulle kan ook wat ons high-rise syndrome kry, die kakebeen op die plaveisel tref, maar dit 'n kat is 'n ongelooflike dier wat dit aanbetref. Hy het 9 lewens. Maar ons sien ook noodgevalle van alle soorte daar. Selfde raad,
kom net uit by 'n dierhospitaal. 'n kat is 'n moeilike pasiënt want hy het naels voor en agter en hy baie skerp tande. So 'n kat wat kwaai is of wat bang is, wat angstig is dieselfde. Jy weet hy gaan byt, hy gaan krap. So dit hang af hoe jou verhouding met jou pasiënt is, met jou kat is, jou troeteldier jy weet 'n katmaatjie altyd byderhand hou, dit help ongelooflik baie. Weer eens 'n handdoek oor die katjie gooi, optel, stadig in die mandjie insit, dan kan jy maar ry. Selfde raad, jy weet. En ons sien dit, jy weet as die kat weet asemhaal en hy sukkel om asem te haal en hy strek sy nek vorentoe, moet hom nie stres nie. Asseblief moet hom sy keel gryp en hom daar probeer rondwurg en op sy stert rond swaai nie. Jy kan ons maar dink dit gaan nie werk nie. So ek dink mense moet common sense gebruik. Nee, ek is nou 'n veearts met 'n klomp jare se ondervinding, maar jy weet ek dink 'n bietjie hoe staan eers terug vir 1 sekonde. Kry mense om jou wat telefoon kan optel, kar kan start, dink 'n bietjie mooi. Moenie net inspring nie. Die probleme wat ons sien is waar mense vra van, maar het jy gedoen? Ek het nie gedink nie. En dan eindig dit gewoonlik in die verkeerde besluit, nie altyd nie, maar baie keer of soms. Goed, as jy sien jou troeteldier het 'n probleem, kan jy nou maar wag tot die volgende oggend dat ons almal net rustig raak, Ja, dat ons net kan sien of dit nou dalk 'n bietjie erger raak korrek. en dat die troeteldier nie so angstig en gestres raak nie. Absoluut. Ek meen ek weer eens en ek vergelyk dit met mense ook, né? So as jy vergelyk met mense wat opstaan en gaap en jy strek in die oggende, jy is nie siek nie. Jy voel dalk nie lekker nie. Ja, jy's bietjie styf of jou maag is nie so lekker nie. 'n Paar goedjies waarna mense moet kyk as 'n hondjie se stert waai en die nat neus storie, pink neus, daai is baie subjektief en dit is eintlik baie ou vrou stories, maar hond wat rondloop, ons begin eers by honde, hond wat rondloop en sy lyfie so skit van die lekker te kry en neus waai en 'n hond wat eet is gewoonlik nie 'n siek hond nie. So as jy 'n hondjie eet en dan vra as jy bal optel en die hondjie hardloop om jou en hy wil die bal jaag, dan nee, dis nie, daar's geen rede om dan veeartse dier te jaag nie, maar so 'n hond wat lê, wat unresponsive is, wie klap jou vinger of jy klap jou hand of jy roep sy naam, lig nie sy kop op nie, daar's fout. Jy kan dan gou-gou kyk, hondjie optel, neersit op sy voete en kyk wat doen hy. As hy dan ewe skielik skud sy lyf en hy gaap en dan weet jy, die ding het geslaap, jy weet. So daar's baie situasies waar jy kan wag tot die oggend, seker, sonder twyfel. Maar weer eens gebruik jy oordeel en ja, as jy onseker is en jy is 'n bekommerde eienaar, tel pasiënt op, sit hulle in die kar, ry veearts toe as jy bekommerd is. Maar oor die algemeen, dier wat rondloop, lyfie swaai, stert waai, bal wil jaag, wat eet, is nie 'n siek dier nie. Goed. Is daar nou 'n geval, gestel daar is nou 'n situasie, jy sien jou dier het 'n ernstige probleem, dis iewers op 'n plaas, al wat ons nou kan doen is bel. Korrek. Kan mense veeartspraktyk bel en vra vir raad? Ja, natuurlik. Weet ons veeartse help baie graag. Ons is ongelukkig baie kere besig. So ek meen as jy nou dink met konsultasies, noodgevalle, jy is teater, chirurgie, jy's oral, jy weet, so jy kan nie, en dan sien in die plattelandse veeartse is jy's arme man of vrou alleen, of as miskien 2 of 3 van julle, ene gaan kyk perde, ander een kyk beeste, ene kyk wild, die een is by die praktyk hardloop sy stert af. Jy weet, dan kan jy nie altyd daarby uitkom nie. Baie praktyke het verpleegsusters of baie opgeleide personeel en dan praat met die ontvangsdame, sê vir 'n bietjie waar is die veearts, kan ek met hom praat, as hy sê weet jy is ongelukkig besig met konsultasies, moet jy dan mos weet, ek gaan nie nou onmiddellik, ek vergelyk dit weer eens met mense dokters, né? So bel jy GP nou en vra vir hom gou raad. Ek meen jy die ontvangsdame gaan nie gou deursit na sy kantoor nie, maar hy's besig met konsultasies, né? So maar definitief daar veeartse gee raad. Ons is baie lief daarvoor om raad te gee, om vir mense te probeer help. Ons wil diere help, ons wil die eienaars help. Weet dit gaan glad nie oor geld maak en ja, kom en ek vryf my hande, dit gaan glad nie daaroor nie. Jy weet, ons wil diere pyn en lyding verhoed en ons wil eienaars help, pasiënte eintlik maar help. So bel vir raad. Ons gee regtig nie om nie. Dit is net moeilik as 'n eienaar sit aan die ander kant van in die platteland en dis 'n ding wat jy moet kan sien, jy weet, en jy moet net eienaar verduidelik snaakse simptome of dit en dat en maak dit moeilik vir ons om dan weet na 'n halfuur lank met eienaar te praat en met 'n kop te sit en krap, jy weet. Dis vir baie kere met die as tegnologie, almal het 'n selfoon, almal het 'n slimfoon. Neem 'n video. Ja, maklik, altyd. En veral as 'n pasiënte 'n eenmalige episode het, weet
met ons veeartse, ons rol ons oë as 'n eienaar kom en ek bedoel nie lelik nie, maar soos in letterlik rol ons oë nie, maar as 'n eienaar sê my hond het 'n episode gehad. Ek sê wat is 'n episode? Is dit 'n flou word, is dit 'n stuiptrekking? Het hy gaan staan, het hy gestaar, het hy gaan probeer piepie? Wat is 'n episode? Ek het 'n episode nou. Wat is 'n episode? Jy praat 'n bietjie vandag. Ja. So neem 'n video. Dit help ons ongelooflik baie. En daar's baie keer 'n WhatsApp telefone beskikbaar vir veeartse. Stuur dit na die veearts se praktyk toe is indien wel hulle daai diens aanbied. Hy sal by die veearts uitkom selfs as die veearts besig met te opereer byvoorbeeld. En ons dink dit is 'n nood, jy weet, ek praat van kleiner praktyke of in die platteland dalk en ontvangsame kind in 'n praktyk ag nee, veearts toe loop en sê hi dok, as jy weet, is mevrou van Jaarsveld op die foon, weet sy's baie paniekerig en dis wat 'n hondjie doen. Dan kan ons gou kyk, ja, ek kan wag tot nou, ek het 2 ure afsprake wat ek kan inkom byvoorbeeld. Ek het ook 'n ervaring gehad en ek het die praktyk gebel. Dit was ook op die platteland met die beagletjie en soos wat jy nou ook noem, die dokter het my teruggebel, ek nou verduidelik en die dokter se raad was: "Mevrou, hierdie hond is nou klaar." Dis snaaks, ja. Ja, goed, en dit was toe nou ook so. Die hond is dan nou bietjie alles nou probeer. Die hond is nou klaar. Ag, shame. Maar dan is dit ook nou wat mens moet hoor. Weet jy, Elsie, ek stem saam met jou. Ek dink ons meer ervare veeartse of die veeartse, let me rephrase it soos hulle in Engels sê. Toe ons almal jong veeartse was, jy so nuut uit die universiteit is, jy wil net 'n hond red, né? Laaste ding is wat jy wil uitsit. So veeartse, ek vind as hulle baie jonk is en miskien so bietjie Dit was nie 'n jong veearts nie. Nee, ek weet. Nee, dis juis hoekom, né? So die jong veeartse, dit gaan teen jou sin om uitsit voor te stel, né? Van die eienaar gaan onmiddellik dink, jy wil nie eens probeer nie, jy weet. So jy moet die kamer lees, jy moet die situasie lees, jy moet die eienaar se gesigsuitdrukking lees, jy moet die pasiënt na kyk en dan moet jy kyk hoe oud is die hondjie, jy moet alles kan probeer opsom en dit vat jare se ondervinding, nie veeartsondervinding nie, mense kennis ondervinding. En onthou, toe ons 25, 26 jaar oud, hoeveel mense kennis het jy? En ek bedoel dit met respek, né? Om vir 'n ou oomie te sê, weet jy wat oom, jou hond is nou dis nou die einde van die lyn. Dis baie makliker, weet, as die pasiënt wat ons noem moribund en hy kom daar aan en hy's op pad uit. Dit is dan 'n bietjie makliker, maar om 'n eienaar in daai rigting in te lei, dit vat nogals baie. En ons moet as veeartse moet die kamer mooi lees. Jy moet weet waartoe jy gaan, wat is die beste vir die dier, wat is die eienaar se wil, wat wil hulle hê. So dit is 'n baie moeilike een daai, hoor. En dit is nou deel van julle daaglikse werk. Korrek, ja. Jy het vroeër genoem van die laboratoriums en die toerusting wat julle beskikbaar het en hierdie dinge moet verskriklik baie geld kos. Nou so 'n paar jaar gelede is daar diere mediese fonds. Gelukkig het ons nou dit. Dit was nie al die jare so nie. Is dit belangrik? Is dit jou absolute aanbeveling aan mense, kry daai versekering, kry daai mediese fonds? Absoluut sonder 'n twyfel. Ons stel nog altyd vir elke liewe ene van ons veeartse as 'n pasiënt inkom sê ons sit net jou hond op medies asseblief. Hoekom het jy medies? Ek het. Het jy versekering? Ja. Hoekom nie 'n troeteldier nie? Jy weet, so dinge het baie dier geraak. Ek ben as jy kon onthou net daar was in daai tyd was dit nou praat ook van 15, 20 jaar terug. Was daar miskien ek dink so 2 of 3 versekeringsmaatskappye wat nou troeteldier versekering aangebied het. Nou is daar's maklik 20, 30 selfs meer. So jy kan regtig waar iets gaan soek wat jou sak kan pas. Weet so dit is 'n groot ding vir ons. In waar ons eienaars met 'n gemoedsrus kan inkom sê, weet jy wat, ja, doen 'n CT, doen 'n MR, doen 'n operasie. Ek is verseker. Niemand maak 'n voordeel van dit nie. Niemand misbruik dit nie. Dit is almal etiese mense. Ons doen dit glad nie. Jy doen wat nodig is. En daar's baie versekeringsmaatskappye daar buite en ons kan baie keer wat ons doen is presies as mense ook waar jy staan op 'n pre-approval, wat s'e regte woord waar jy moet nou hulle moet nou op jou goedkeuring gee. Ja, korrek, ja, hospitalisasie moet dit opneem, wat gaan die operasie kos? Ja, nou nie heeltemal, dit is 'n mensekodes, maar weet ons het nie in sulke detail in nie, maar dit is net jy moet sê wat se diagnose, wat se operasie, wat se beraamde koste. Kom hulle terug na die eienaar toe aan wat se mediese fonds dit is, maar ons kan dit nie meer beklemtoon nie. So ek en Timothy is weet daai tyd al vir ons staf
weet al hulle troeteldiere se onkostes betaal en dit soveel as moontlik probeer doen. Dit het ons baie dierder uitgewerk en ons het eintlik besluit ons neem volgens ons as eienaars almal se troeteldiere op mediese fonds. Ons het dit betaal daarvoor. Dis 'n wen-wen situasie want nou kry die skoonmaker, die teetannie, weet sy kan nou inkom met haar hondjie en die beste kwaliteit diens kry, jy weet, sonder om op en af te kyk en kort paaie te vat, so dit werk. Ons stel dit vir enige diere-eienaar aan. Dokter, baie dankie. Die gesprek was baie sinvol, baie insiggewend. Baie dankie dat julle julleself opgestel het vir Suid-Afrika en hierdie kameras toegelaat het daar in die teater waar julle werk, laboratoriums waar julle die diere behandel en elke dag na ons troeteldiere en eintlik ons kosbaarste besitting. Ek wil dit nie eintlik 'n besitting noem nie, maar 'n kosbaarste ding in jou lewe. Dankie Elsie, jy is reg. Baie dankie. So voorreg vir my hier om te wees. En weet jy wat, ek praat nie namens ons praktyk nie, al ons veeartse hoor. Ons is daar, ons werk hard. Baie mense besef nie wat gebeur nie, wat se stres ons onderwerk nie, gil skreeu op ons, is ons skuld as 'n hondjie dit dan nie maak nie. So ek dink as mense dit net sien van ons kant af, ons is ook net mense, ons werk hard, ons is lief vir ons werk, maar ek dink hierdie onderhoud en dan ook hierdie gesprek en sowel as die TV-programme gaan mense bietjie agter die skerms vat en ons punt verstaan. En medies uitneem. Absoluut. Vir die troeteldiere. Sonder twyfel. Dokter baie dankie. Dankie Elsje. Dr. Dien de Kok, baie dankie vir hierdie kykie agter die skerms waar Kyknet se program Pootpraktyk vir film is. Die program word Saterdag aande om 6:30 op kanaal 144 uitgesaai. Maar as daar rugby is of enige iemand dag op vir 'n braai, is daar ook heelwat heruitsendings. En nou weet ons ook wat om te doen as ons troeteldier in nood verkeer. Baie dankie vir daardie raad. Dankie dat jy weer saam geluister het. Dankie aan RSG se bestuur vir hierdie inisiatief met Dieremaniere. En ook baie dankie aan ons produksieregisseur Vianel. En dankie vir jou ook, wat so lief is vir jou troeteldier. Gesels gerus met ons op info@rsg.co.za of op Facebook en stuur sommer ook 'n foto van jou troeteldier. Volgende week is die laaste episode van Dieremaniere. Ons is almal bietjie verbaas dat hierdie reeks so vinnig verbygevlieg het, maar volgende week is ons al by die 20ste episode van hierdie RSG Back Bazaar produksie. Ons kan nie genoeg dankie sê vir jou ondersteuning en jou betrokkenheid by ons program nie. Dit was sover 'n wonderlike reis en 'n uitsonderlike leerervaring oor troeteldiere, ook vir myself. Ek groet namens die hele Dieremaniere span. Ek is Elsje van Jaarsveld en ons gesels weer vir oulaas op 'n volgende keer. Totsiens en geniet jou diertjie.